Hallo julle, my naam is Leandi En my naam is Natasha. en welkom by ons Dit is Braaf Koffie Date. So julle, soos julle weet, ons is besig met die reeks vir die voorbereiding vir jou bruilof en vandag gesels ons oor moenie jou troue, jou huwelik, jou verhouding of jou man idolize nie. Nou, idolize, hierdie is so gevaarlik, want idolize beteken as to regard with blind adoration or devotion or to worship a god. So blind adoration is soos jy adore hierdie persoon of hierdie ding of wêreldse ding blindeliks. En dit is so maklik om iets wat nie soos jou verhouding is met God nie, iets anders God te maak. So as jy net jou troudag idolize of net jou verhouding idolize of net jou man idolize, dis tipies daai wat jy soek vir iets om jou te bevredig en dan gaan ons altyd na wêreldse goed of mense of al hierdie dinge wat mens kan sien. En as jy dit gaan wat is dit in Afrikaans? Idealiseer. Idolize. As jy dit gaan idolize, dan gaan dit jy gaan teleurgesteld wees want as jy jou vertroue in mense gaan plaas, gaan jy teleurgesteld wees. Op aardse goed gaan jy teleurgesteld wees. Moenie van dit God maak of afgod maak nie. Want dit is so maklik om van enige iets wat jou belangriker raak as jou verhouding met God is 'n afgod. Ja. En jou tyd steel met God is 'n afgod. En die ding is, God is 'n jaloerse God. So hy gaan jaloers wees. Hy wil nie hê jy moet van enigiets anders 'n afgod maak nie. En as jy van jou man of jou troue 'n afgod maak, dit gaan jou teleurstel, want 'n troudag, daar so baie beplanning ingoed, maar dinge kan nog steeds skeefloop. In 'n verhouding, jou man kan jy soms teleurstel, jy kan hom soms teleurstel, want ons almal is in sonde gebore, so ons maak foute. Maar God is die enigste volmaakte figuur wat hierso bestaan, wat perfek is, wat nooit foute maak nie, nooit. Hy het ons almal perfek gemaak. Al het ons foute, ons aardse foute, maar dis waar sonde inkom, waar die duiwel nou weer inkom en kom steel. Maar hy maak nie foute nie, en jy kan altyd op hom vertrou, selfs al gaan dinge op hierdie aarde sleg. Dis nie hy wat die slegte dinge bring nie, maar dankie tog, ons kan uit die slegte dinge uit leer, en beter word daaruit, en sterker Christene word, en 'n sterker band en verhouding met God hê. So waar ook al jy idolize, kyk, jy kan nie God en 'n afgod saam dien nie. So jou afgod kan dalk geld ook wees, of drank, of selfs saam slaap, om permanent seks te gaan hê met iemand anderste, wat God eintlik vir die huwelik ingestel het, soos die wêreld het als goedkoop gemaak en maklik gemaak. En jy dink amper dit gaan jou probleme oplos, of as jy probleme het in jou verhouding, gaan dit nou oplos, as jy nou eerder saam slaap, want dis nou die volgende stap, en dit werk nie. En jy kan ook nie anders weet van, dit wat ek doen is nou verkeerd nie, maar jy weet, daai sonde doen jy elke liewe keer, maar jy weet is verkeerd en jy hou aan om dit te doen nie. Ja, want God het grace, maar God weet ook, as jy weet, en jy die wysheid en kennis om in te sien, dat iets verkeerd is om te doen. So jy kan nie ons God dien, en jou sonde, of jou begeertes, ook as 'n afgod sien nie. So jy kan nie afgod hê, en vir God hê nie, want jy kan nie lui wees nie. God sê hierso in Openbaring 3 vers 15 tot 16, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lui is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. So ons moet begin besef en in waarheid stap in God se woord en weet, maar dit is wat God sê en wat sy woord is, so ek loop in waarheid en ek gaan nie die wêreldse leuns wat almal aanvaarbaar gemaak het nie, want ek verstaan hoekom dit aanvaarbaar geword het, want die duiwel gebruik die televisie en die internet om ons breine so te programmeer. Ons kyk televisie, so ons sien permanent hoe mense in die bed spring met elke tweede, derde persoon, en hoe dit hulle kampsdag vul. Ja, en dis die tipe verhoudings wat ons eintlik begin idolize. En dis juis wat, want dis die voorbeeld wat ons het, en dis juis wat ons nie moet doen nie, ons moet heeltemal teen dit. Ja, so ons breine word so geprogrammeer dat dit net okay lyk, dat ons later daai leuen wat Satan plant, begin glo. Want Satan is soos die prins van leuns, en dan glo ons daai leuns, en dan idolize ons al hierdie wêreldse dinge, dat ons wegbeweeg van God se waarheid, en as jy gaan aanhou verkeerd doen, reject jy eintlik God se Heilige Gees, en die Heilige Gees is 'n gentleman, so hoe meer verkeerd jy doen, hoe meer gaan die Heilige Gees terugstaan. Ja, maar ek wil hê, hierdie is nou 'n bietjie dieper enetjie, maar julle moet gaan dink hierdie week oor dit. Wat idolize julle? Is dit 'n kerel? Is dit jou man? Is dit dalk jou troue waarvoor jy nou beplan? Is en die dag self. Ja, is dit wêreldse goed wat jy dink gaan jou vul, maar dit gaan nie. Net God kan jou vul. So gaan dink bietjie mooi diep en keer terug na God. Vra hom om jou te help waar jy dinge idolize wat jy nie moet nie.
en dan bely jy jou sonde, want ons almal kan soms maklik aardse goeders idolize. Gaan bely dit vir God, vra vir vergifnis, want hy gee dit vir jou, en moet dit dan nie weer doen nie. Ja, en die DIY tip hierdie week is stop met die sonde en dit wat jy nou agterkom is 'n afgod. Stop met dit. God gaan jou vergewe, maar dan moet jy ophou. Jy moet dan stop met dinge wat jou tyd steel en eintlik jou verder van God af beweeg. So, dis ons DIY trou. En jou heiligheid steel, want God is heilig. So as jy aanhou sondig, onthou, God vergewe jou vir jou sonde, maar jy moet dit stop, want hy sê ook in die Bybel, hou op met wat jy doen. Daar kan genesing kom, maar dan moet jy ophou met wat jy doen. Want as jy nie ophou nie, God is heilig, so hy kan nie hierdie sonde by hom inlaat nie. En as jy 'n verhouding met hom wil hê, moet jy besef wat is jou sonde. Gee dit 'n naam, noem dit 'n naam, vra vir vergifnis en hou op daarmee. Okay, julle moet lekker gaan dink oor hierdie. Ek dink dit is regtig iets wat 'n mens elke dag moet doen. So dan moet julle 'n lekker week hê en ons gesels dan weer met julle. Okay. Bye.